sy sterkte. Here, die woord is al reeds gesalf, maar ek wil vra vanmôre dat jy my lippe sal aanraak met 'n koolvuur van die altaar, Here, dat ek die woord sal aflewer soos U wil hê dit moet afgelewer word. Here, gee vir ons geopende ore vanmôre, dat ons sal luister na die woord en dat ons sal doen dit wat God vir ons vra om te doen. Amen en amen. Die wat die Bybel saamgebring het, kan saam met my lees in Efesiërs 6 van vers 10 tot vers 17. 18, nee, 17. Hy sê eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldwesens van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidwilligheid, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Ek wil vanmôre, as ek mag my titel sê, sodat julle weerstand kan bied. Halleluja. Sodat ek en u kan weerstand bied. Johannes 10 vers 10 sê vir ons, die dief het gekom net om te steel, en te slag, en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. Ek wil vanmôre vir jou vra, het jy al die duiwel wat die skelm is gevang? Het jy al die duiwel wat jy wil verwoes, het jy hom gearresteer al? Want ons weet, die duiwel is boos. Hy is vurig besig om die wêreld en die kinders van God aan te val. Hy gebruik net twee dinge. Hy gebruik in kinders van God se onkunde, en tweedens gebruik hy hulle denkwyse. Hy gebruik jou geestelike slapheid, jou denkwyse, jou geestelike slapheid teen jou as kind van God, om jou te vernietig en jou te verwoes en jou te verslaan. Ek wil vanmôre sê, daar's geen goedheid in wat die duiwel doen nie. Hallo, amen. Daar's geen goedheid in dit wat die duiwel teen ons wil doen. Ons is geestelik as kinders van God. Het ons geestelik, het ons aan die slaap geraak. Ons is nie meer so wakker, soos wat God wil hê ons moet wees, om die duiwel te weerstaan, as hy ons wil aanval. Ons het aan die slaap geraak as kinders van God. Ons sien baie dinge nie meer raak nie, wat ons eintlik moet raak sien. Want die duiwel het gekom, hy het jou blind gemaak, geestelik het hy jou blind gemaak, sodat jy nie moet raak sien, dit wat hy wil hê nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, as hulle kom inbreek by jou huis, dan die duiwel jou sê vir jou kom, of die inbreker. Gaan kom by die deur en vertel ek vir jou, waarom kom ek jou huis roof? Nee. Die duiwel gaan nie kom en jou waarsku, of jou te sê, kind van die Here, ek gaan jou vanmiddag 2 uur kom roof nie. Ek gaan jou kom aanval nie. Ek gaan vir jou dinge kom vertel, wat nie die waarheid is nie, om jou blind te maak geestelik, sodat ek kan doen, wat ek wil doen teen jou. Halleluja. Ons moet wakker word geestelik as kinders van God. Moet ons wakker word
Geestelik dat ons kan sien wanneer die duiwel jou wil aanval. Wanneer hy jou wil beroof, wanneer hy jou wil te daag kom. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons as kinders van God moet wakker word. Want die duiwel ken die Bybel beter as baie kinders van God. Sorry. Die duiwel ken die Bybel beter as baie kinders van God. En hy gebruik dit om die kinders van God negatief te maak, geestelik af te kraak en jou te vertel, man, dit wat jy lees is nie wat God se woord sê nie. En dan die opkinde wat ons het as kinders van God, oor die woord van God, dan gaan ons dit glo as hy dit vir jou vertel. Maar die woord van die Here sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. God is vanmôre ons weg. Die woord is die waarheid om ons lewe te gee soos nog nooit van tevore nie. Dit maak my hart seer om te dink dat baie van ons as kinders van God om die bos gelei word. Weet of jy het al gedoen as jy kind was nie? Jou chommies baie keer probeer om die bos lei, en jy wil iets anders te gaan doen. Amen. Dit is 'n goeie gemeente, stout as kinders nie, sorry. Ek was nie enigste wat stout was. Ek het baie keer my chommies om die bos probeer lei. Om iets te gaan doen wat ek nie wil hê moet weet ek wil doen. Dis so, amen. Net so doen die duiwel dit. Hy lei jou op die bos. Laat jy glo en kyk, hy vertel vir jou, oom Bram, hierso, dit is lekker plek hier. Dit is die lekkerste ding om te doen. Hy lei jou op die bos, want nou gaan kyk jy daar, en jy gee aandag daaraan, dan kom hy om jy draai, en hy kom vernietig jou, hy maak jou geestelik blind, hy maak jou geestelik en liggaamlik swak, dat jy God nie verder wil dien. Dis hoe hy werk. Dis hoe hy opereer. Maar ek wil vanmôre vir sê, ons geleesde stuk wat ons gehad het. Sê die woord van God vir my, trek aan die wapenrusting wat God vir ons het. As jy die wapenrusting ten volle aantrek, kan die duiwel jou nie mislei nie. Hy kan jou nie op die bos lei nie. Hy kan nie jou vertel dat Piesams Perskes is nie. Want jy die wapenrusting van God aangetrek. Want jy beskerm teen die aanvalle van die duiwel. Maar dan moet jy die wapenrusting te volle gebruik vanmôre. Jy moet dit te volle gebruik. Ons antwoord vanmôre lê om nie geestelik afgemat te word nie in die wapenrusting van God. Ek het reeds gesê in die begin, ons worstelstryd is nie teen mens en bloed nie, maar teen die bose magte in die hemel. En dit is baie keer, dit is swaar om te sê, maar ons as kinders van God laat toe, dat die bose magte ons onderkry. Omdat ons nie die wapenrusting van God aangetrek het, om ons te beskerm nie. Hy sê volgens vir ons, beskerm jouself met die wapenrusting van God. Maar die enigste manier as 'n kind van God, vir 'n kind van God, om die duiwel te weerstaan en om af te weer, is om in die waarheid te lewe. Tjoe. Jy moet vanmôre in die waarheid lewe, om die waarheid te kan sien, wat die duiwel teen jou probeer doen, nie die waarheid is nie. Want as jy onder die salwing is, en onder die gees van God in die leiding is, sal jy agterkom, dat die duiwel is besig om jou geestelik swak te maak en blind te maak. Maar onder die salwing sal jy dadelik raak sien, duiwel, vat jou goed te loop, van wat jy met probeer speer, is nie die waarheid nie. Dit wat jy my probeer vertel, is nie wat op God se woord staan nie. Dit is vanmôre. Die woord van God sê so en so. Kom ons vat Jesus as 'n voorbeeld. Hy was in die woestyn deur die duiwel aangeval.
En die duiwel het van baie dinge probeer gewys maak. Hy het hom probeer geestelik blind maak. En vir hom gesê, kyk, sien jy al die goedjies? Here, as jy die kind van God is, vat al die dinge. Maar dan bid my. Amen. Wat sê die Here toe vir hom? Hou weg van dit die woord van God sê. Halleluja. Hy het vir hom gesê, duiwel, die slinkse plannetjies vir jou om my aandag af te trek, gaan nie werk nie, want die woord van God sê. As jy as kind van God die woord van God ken, en weet wat dit is nie, gaan die duiwel vir jou 'n klomp dinge kom vertel. Daar moet niks in jou lewe wees, wat sal kan maak dat jy jou kop moet laat sak in skaamte nie. Die wapenrusting van God aan, het jy nie nodig om jou kop te laat sak in skaamte voor die duiwel, as hy jou probeer aanval en jy kan sê, I don't know what to do now. Ek is nou raad op, ek is nou moedeloos. Jy het nie nodig om jou kop te laat sak in skaamte nie. Hy sê vir ons eerste en sê vir ons, halleluja, trek aan die skoene van bereidheid vir die evangelie van die vrede. Matteus 28 vers 19 sê vir ons, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en leer hulle. Dis die eerste wapenrusting wat God vir jou gee. Bereidwilligheid. Gaan heen en maak disippels. Trek dit aan vanmôre. Hou daai wapenrusting vanmôre aan. Die skoene van bereidwilligheid. As jy dit aangetrek het, gaan jy die duiwel sê vir jou, man, moenie daai kant toe loop nie, gaan daai kant toe, dan kan jy vir die duiwel sê, hey, Boeta, ek het die skoene van bereidwilligheid aan. Ek is bereid om te doen dit wat God, ek het my wapenrusting begin aantrek. So ek het die skoene aan en ek gaan loop vanmôre en doen wat God my stuur om te gaan doen. Anders het nou 500 kilometer verder. Maar duiwel, ek gaan loop, want ek het die skoene van bereidwilligheid het ek vanmôre aangetrek om God se woord uit te lewe en uit te gee aan die buitekant. Halleluja. Ons moet bereid wees om die evangelie te gaan uitverkondig. Ek het al 'n paar keer gesê, ek sê dit weer vanmôre. Matteus 28 vers 19 is nie baie mooi en 'n versoek van God af nie. Dis 'n opdrag van God af om te gaan in die nasies daarby te kan geleer. So die voete van skoene van bereidwilligheid moet ons vanmôre eerstens aantrek. Hy sê vir ons, neem dan op die skild van geloof. Halleluja. Sonder geloof beteken niks nie. Ja, sonder geloof beteken dit niks nie. Dit beteken vir my en jou om die geloof te gebruik. Dat die woord van God sê, dat die geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop en nie sien nie. Halleluja. As jy geloof het, kan die duiwel maar kom en jy sal weet, as hy vir jou kampstories vertel, sê van duiwel, ek het die skoene van bereidwilligheid aan, ek het die geloof van God ontvang en ek glo nie dit wat jy my vertel die waarheid is nie. Ek glo vanmôre dit wat God se woord sê die waarheid is. Ons moet die geloofsskild aantrek vanmôre. Laat ons kan aangaan. Ons kom tog. En dat ons die wapenrusting kan aankry om beskerm te word teen die aanvalle van die duiwel. Hebreërs 11 vers 6 sê vir ons, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Jogg, dis groot woorde. Net ek wil vir julle vanmôre sê, ons sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. As jy nie geloof het nie, kan jy God nie behaag nie. Dis harde woorde, maar dit staan in die woord van God, wat ewig waar is, wat soos 'n tweesnydende swaard is, sê vir ons, wat hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is,
en 'n beloner is van hom wat hom soek. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat gesê het, ek wil my hart aan die Here gee. En die Here begin soek. Dat die Here hom weggewys het en hom nie beloon het met sy Heilige Gees en as kind geword het. As jy glo, en jy jouself vir God gee, is God 'n beloner. En hy sal vir jou die Heilige Gees stuur, en jou red, en jou 'n kind van hom gaan maak. Dit is nou maar net, soos wat hulle sê, dit is soos 'n vis wat in die water swem. God se woord sê dit, hy sal vir jou beloning gee. En as hy jou hart vir hom gee, gaan jy 'n kind van God word. Halleluja, die geloof hê, dat God dit kan vir jou gee en doen, dit wat jy van hom af vra. Geloof is vanmôre ook 'n skuld vir jou. As Suster Naomi se voorbeeld gebruik, sorry suster, sy het geglo, dat God haar hier aangeraak het. Hy sê dat die dokters kom en die dokters het bevestig. Omdat sy geglo het, God gaan haar genees. Dit maak nie vanmôre wat saak, wat so groot Goliat in jou pad staan. Wat nou Goliat is, en of hy een van sy 4 broers is wat ook reuse was nie. Dit maak nie vanmôre saak wie in jou pad staan nie. Maar met die geloof, kan jy daai Goliat kan jy afbreek. As jy die geloof het, kan jy daai Goliat breek tot op die grond. En vir hom sê, nee, ek glo dit wat God se woord sê, en dit sê vir my, alle dinge is moontlik, as ek dit van God af vra. Halleluja, gaan nie baie lank hou nie. Hy sê vir ons, die skuld van geregtigheid, geloof, vurige pyle wat jy moet afvee. As jy daai skuld van geloof het, kan die duiwel maar sy pyltjies stuur, soveel soos wat hy wil. Op geysie sal kan in die sekuriteitsbedryf en die polisie, die skuld. As jy in 'n riot situasie ingaan, of in 'n huispenetrasie ingaan, is daar 2-3 mense wat altyd aan die voorkant loop met 'n skuld. Die mense wat agterkom, kom met die vuurwapens, die gas en die traangas en die goed. Daai skuld is vir die beskerming van die mense wat agter nie beskerming het nie. Nou as jy die skuld van geloof vanmôre aantrek, en jy die skoene van bereidwilligheid aan jou voete, kan jy vanmôre in enige situasie inloop, en God, en afweer, want God sal die pyle wat gestuur, daai skuld, sal die pyle wat aan jou toe gevuur word, afweer, dat dit jou nie sal raak, en jou sal beïnvloed nie. Halleluja. Hy sê vir ons, ook, neem aan die helm van verlossing. Halleluja. Daai helm vanmôre, gaan jou denkwyse beskerm. Hy gaan jou hoof beskerm teen die aanvalle van die duiwel. Kom ons wees nou maar eerlik. Hoeveel het jy môre gesê het? Hey, sien jy daai persoon? Dis 'n lekker maalkoppie, hè? Kom, wie het al gehoor? Sien jy daai persoon? Sy koppie is lekker, sy kop het hom gelos, hy's 'n maalkoppie geword. Sonder die helm van wat God vir jou wil gee, gaan jy 'n maalkoppie word. Want jy gaan begin ronddink en rondskarrel in jou gedagtes op dit wat die duiwel vir jou vertel en dit wat die mense vir jou vertel. Dan maak dit jou kop te mekaar. Dit skommel jou. Dit maak dat jy nie luister en hoor wat eintlik gedoen moet word nie. Maar as jy die helm op het van geregtigheid, sal jy weet, en dit sal jou hoof en jou gedagtes beskerm, sodat as die duiwel na jou toe kom, met al sy slinkse stories, en al sy slinkse praatjies wat hy het, sal jy vir hom wat sê, man, duiwel, gee pad hierso, die skoene van bereidwilligheid,
die skild van geloof en die helm van geregtigheid het ek aan vanmôre en ek gaan nie vir jou verstaan nie. Ek kan nie glo dat jy gaan probeer om my af te kraak en my te vertel dat daar is nie 'n God nie. Daar's nie 'n God wat kan genees nie. Daar's nie 'n God wat baie kan reguit maak nie. Van die skild en die helm wat jy op het, maak dat jy weet dat daai praatjies wat die duiwel daar vir jou vertel, nie die waarheid is nie. Maar dan moet jy die skelm van verlossing moet jy aantrek. Want die duiwel kom baie na ons toe. Mense kom baie uit en sê, pastoor, Pietie Koos, laat bid asseblief vir my, want ek wil genesing ontvang. Maar in die agterkop die duiwel klaar vir hom vertel, man, dink jy nou werklik dat God jou gaan genees? Daai gaan 'n probleem nie met jy, daai genesing is nie so groot as wat ander mense het nie. Hy wil doen dit. Hy klaar jou brein gevat, voor hy nog vorentoe gekom het. Het hy al vir jou vertel, man, dink jy nou werklik God gaan jou genees? Halleluja. Bid jy vir iets? Jy moet voorsien, dan sê duiwel klaar vir jou. Hey, dink jy werklik God gaan dit vir jou doen? So hy saadjie in jou brein geplant. En jy klaar begin wonder. Hoe gaan nou aan? Wat gaan nou aan, Here? Is dit werklik waar? Vanuit van jou, as ek die woord kan sê, verskoon wat ek sê. Hy het van jou 'n maalkoppie gemaak. Met al die leuns wat hy in jou in jou brein gesit het. Maar as jy 'n helm van verlossing op het, beskerm jy dit jou teen al daai valse lerings wat hy jou wil vertel. Al die negativiteit wat hy vir jou wil vertel. Keer die helm van verlossing. Die woord van die Here sê vir my, as die duiwel na my toe kom, hoef ek nie bang te wees nie. Amen. Ek hoef glad nie bang te wees in die Bybel. Hy kan maar 'n Goliat wees. Hy kan so hoog soos Ararat staan, Tafelberg. I'm small. Maar ek het die wapenrusting van God aan. So ek sal jou aanvat, duiwel. Dit gee jou die mag om die duiwel aan te vat as jy die wapenrusting van God aan het. Ons wat 'n Dawid. Hy het 5 klippies opgetel om die reuse aan te vat. Ek het al baie keer gewonder, sonder skool is al gesê, 5 klippies en dan vat hy 1 klippie in die verslingerveld en piek, daar lê Goliat. Nou wat nou, Here? Moes hy 5 optel het, het hy bietjie betwyfel oor homself, dat hy moet 5 vat, as die eerste een mis, die tweede en derde. Kyk, as jy gemis het in die eerste ene, wil ek vanmôre vir jou sê, trek die helm van verlossing aan. Dat jy die geloof het, skuld van geloof, om te weet en te sê, Here, hierdie 1 klippie wat ek eers gaan gebruik, gaan hierdie Goliat wat my lewe probeer aanval, tot niet maak. Ek gaan hom tot niet maak met 1 klippie. Maar nou is die duiwel ook slim. Daar het ek 5 klippies opgetel. Want Goliat het 4 broers gehad wat ook reuse was. En daar het ek geglo en hulle gesê, ons bring die mense Goliat en sy broers om julle te kom verslaan. Maar dat is alles te gebeur, toe kon die broers nie kom. Dis hoekom Dawid net 1 klip nodig gehad het. Want die broers het nie opgedaag. Maar die duiwel is baie anders. Hy gaan sy chommies en sy trawonde gaan hy bring, as hy jou aanval. So jy moet genoeg klippies optel in die geloof, om te sê, duiwel, jy kan maar kom as 'n Goliat, met al jou trawante, maar ek het genoeg klippe opgetel, waar die stroompie uit, waar die Here vir my strome van lewende water vir my gegee het, dat ek jou sal uithaal, met al jou trawante, wat jy saam met my bring. Ek gaan julle almal vernietig vanmôre, want ek het die wapenrusting van God aangetrek.
Ek het die skoene van bereidwilligheid, ek het die skuld van geloof, en ek het die hande van verlossing aangetrek vanmôre. So jy kan maar kom, met al jou trawante. Ek is gereed om 'n oorlog vanmôre teen jou te voer. Ek is gereed vanmôre om jou aan te vat, man tot man, om jou in die oë te kan kyk, en vir jou te gesê, duiwel, dit wat jy probeer wysmaak, is nie waar nie, want die woord van God sê vir my, alle dinge is moontlik vir die wat glo. Halleluja. Ons moet glad nie vrees vir die duiwel nie. Halleluja, ek sluit af. Hy is 'n slinkse man. Sjoe. Kyk, die duiwel is slinks. Hy gebruik baie keer mense of dinge teen jou. Wat die spreekwoord ook sê, hy sê vir ons, of die spreekwoord sê, kom ek smeer so 'n bietjie heuning om jou mond. Laat alles lekker proe. Kom ek gee 'n bietjie vir jou goedjies om jou oortjies te smeer, dat ek hulle 'n bietjie streel, want ek sien hulle is 'n bietjie rooi. Nou ek wil vanmôre sê, my ore moet eerder rooi wees, na die luister wat God vir my elke keer sê, of hy by my kom en vir my sê, hey, dink, ek het vir jou gesê, dis wat jy moet doen. Ek aanvaar eerder daai rooi oë, nou as om te sê, kyk hoe mooi lyk my oortjies, want jy het jouself gestreel. So ek aanvaar eerder die rooi ore, wat God elke keer aan my ore trek en my sê, hey, ek het nie dit gesê nie, ek het dat gesê. Ons moet vandag, moet ons as kinders van God 'n besluit maak, om die wapenrusting van God aan te trek. Want die aanvalle en die pyle van die bose aan die buitekant is sterk en vurig op ons, elke dag van ons lewens. Die duiwel wil vanmôre vir jou sê, in die wêreld wil vir ons sê, of kom ek sê dit so, die duiwel gebruik die mense wat nie sy kinders is nie, in die wêreld, om die mense wat nie geloof, standvastig in God het, en standvastig in God het, en wat glo in God se woord het. Gebruik die duiwel daai mense, om die mense af te breek, 'n klomp stories te vertel, dat hulle moet glo, dit wat hulle vir ons vertel. Maar ek sê nog altyd, gees van openbaring. As daai mense na jou toe kom en jy die gees vra vir God, Here, gee my die gees van openbaring. Sal God vir jou openbaar dat dit wat hy Goliat vir jou probeer vertel, nie die waarheid is nie. So ek wil vanmôre vra, as kinders van God, kom ons trek die wapenrusting van God aan. Kom ons hou dit elke dag aan. Hoe gaan jy sal weet? As ons in 'n riot ingegaan het, en jy daar by die kantoor gekom en jy het na die wapenstoor toe geloop, om jou goeders te kry wat jy moet uitgaan, want jy moet in die veld gaan, daar waar die mense mekaar doodmaak en aanrand, en dan stap jy daar uit, jy stap daar in. Gaan hierdie manne nou wys wie gaan vir wat? Wat? Jy moet jou kwaad gemaak, ek sal hierdie ou wys wat ek gaan doen. Dan kom jy daar uit. Jy het 'n helmet op, jy het 'n gasmasker op, jy het 'n skild, jy het 'n knippel in jou hand, jy het 'n vuurwapen, jy het 'n 37 mm stopper, en aan die ander kant het jy 10 rondes van elk wat om jou lyf is, gas, rubber. Dan moet jy nou jou geveg gaan veg. Dan loop jy daar na die toneel toe. Jy is toegepak van alles. Wie was in die weermag? As jy 2,4 km rand gaan doen het, wat het jy gehad by jou? Jou hele kiet. Jy het jou hele kiet gedra. Jy was so moeg, voor jy nog die wedloop begin het, is jy so moeg, jy kan amper nie eens 'n kwart van die plek hardloop nie.
Maar vanmôre as jy die helm of die wapenrusting aan het vanmôre, gaan ek jou beloof, dit is nie so swaar soos wat dit in die werklike lewe is nie. Jy het nie al die bagasie om saam met jou te dra nie, om jou te beskerm nie. Jy het net nodig om aan te hê, die skoene van bereidwilligheid, die skild van geloof, en jy moet aan hê, die helm van verlossing. Dis al wat jy vanmôre moet hê. Om beskerming te ontvang teen die duiwel daar buitekant. En wat hy probeer jou laat wys maak. So ek wil vanmôre vra, as jy vanmôre nog nie die volle wapenrusting aan het van God nie, wil ek vir jou as gemeente, vir ons as gemeente vanmôre vra, kom ons kry die volle wapenrusting aan, sodat die duiwel ons minder aanval, en minder kom storieetjies in ons ore vertel, dat jy die helm kan hê, en sê, Here, wat duiwel jy het, post nou vir my, kom ons is gaan vertel. Dit wat jy in my nou probeer wys maak, sê die woord van God is nie die waarheid nie. Dit wat jy wil hê, die plek wat ek moet loop, is nie die plek waar ek moet loop en van die skoene van bereidwilligheid, wil nie ek moet soen toe gaan nie. Ja, maar ons gaan dinge, man, duiwel moet nie met my nonsens praat vanmôre nie. Ek het die skuld van geloof aan. En in die geloof weet ek, dat dit wat God vir my gesê, en ek moet gaan ek doen, want ek weet hy sal my beskerm met die skuld van geloof. Amen. Die wat vanmôre wil sê, ek wil vanmôre die wapenrusting aantrek. Wil ek steek net jou hande op. Maak die julle oë. Here, ons kom vanmôre na u toe. Ons wil vanmôre vir u sê, vra Here, dankie en sê dankie vir dit wat u vir ons doen. Here, dankie dat u vir ons in jou woord is wapenrusting gegee het, om die aanvalle van die duiwel en die magte van die bose geeste in die lig te kan afweer. Here, ons wil vanmôre vra, help ons vanmôre om daai wapenrusting aan te trek, Here, sodat ons kan weerstand bied teen die wêreld en teen die bose geeste daar buitekant. Here, dat ons die krag sal hê om hulle te kan aanvat en te kan sê, maar duiwel, dit is nie waar wat jy sê nie, want die woord van God sê so. Here, geef ons vanmôre daai krag. Open ons ore en open ons oë, Here, dat ons die duiwel sal sien aankom, voordat hy by ons is om ons 'n klomp stories te vertel. Vra dit vanmôre nie as 'n verdien nie, maar uit genade, en ons sê vir u dankie daarvoor. Amen en amen. Halleluja.